Jesus vir Petrus terugvat na sy eerste naam toe? Hoekom sal hy hom noem van Simon en nie net Petrus nie? En dit is nogals opvallend, maar tog wat ons hier moet raak sien, is daar iets sterks wat uitkom, wat Jesus vir Petrus wil laat deurgee, wat hy moet verstaan. Petrus moet dalk 'n bietjie terugkom maar hy is nie die groot, sterk man nie, hy is net iemand wat Jesus geroep het. Iemand wat 'n verskil gaan maak, maar tog gaan hy uitstyg op die betekenis van sy naam as Petrus. Die een wat die kerk opgebou word, die rots, die leier van die kerk. Nou deur al hierdie navorsing wat al gedoen is oor hierdie teksgedeelte self, dan is dit al juis uitgelig dat Jesus in hierdie intieme gesprek met Petrus ingaan, om vir hom te wys, maar hoor hierso, al het jy my verloon, al het jy wat gedoen, toe ek jou die nodigste gehad het, dit gaan nie jou identiteit steel nie. Want ons weet, Petrus self het vir Jesus 3 keer verraai, voordat Jesus gekruisig is. 3 keer het Petrus ontken dat hy saam met Jesus gestap het, en dat hy Jesus gevolg het, en saam met hom eintlik gelewe het. Voor hy die haan gekraai het Petrus gesê, maar ek ken nie vir Jesus nie. En snaaks genoeg, Jesus het vir Petrus gewaarsku in Matteus 26 vers 34, dat dit is presies wat gaan gebeur. Maar tog het Petrus gesê, maar dit gaan nie gebeur nie, ek gaan sterk staan, ek gaan u volg, ek gaan u nie verraai of verloon nie, ek gaan selfs saam met u sterf as dit nodig is. Maar tog het dit nie gebeur nie, en Petrus het Jesus verloon, en gesê dat hy hom nie ken nie. Maar toe Petrus agterkom dat dit is wel wat gebeur het, en dit is wat hy gedoen het homself blameer vir dit wat met Jesus gebeur het. Hy het homself blameer dat hy nie saam met Jesus hierdie kruispad kon gestap het nie. Maar tog in hierdie oomblik waar Jesus Petrus sê, maar hoorie, kom stap saam met my, ek het nodig om met jou te gesels, is daar 'n ontmoeting wat tussen hierdie twee plaasvind, wat ons eintlik kan sien dat Jesus nie vir Petrus kwaadlik neem vir dit wat Petrus gedoen het nie. Jesus is nie kwaad vir hom nie, hy gaan hom nie uitskuif en sulke goed vir hierdie fout wat Petrus gemaak het nie. Inteendeel, hy sê eintlik, maar hoorie, so ek wil vir jou 'n nuwe uitnodiging, Petrus. Ek wil vir jou uitnodiging gee, wat heeltemal iets anders is as wat ek voorheen vir jou gegee het. Ons sal 'n bietjie later in die preek na daai uitnodiging kyk. Maar wat ons wel moet raak sien hierso is, die leier wat Petrus is. Die een wat hy opgestaan het en sê, maar hoorie, ek gaan die belofte volg om leierskap te vat. Om sterk te staan en die nodige goed te gee en te doen as Jesus nie daar is nie. Nou ons weet as Jesus nie daar was nie, het Petrus die opdragte gegee vir die disippels, of hy het hulle georganiseer en hy het goed gedoen, sodat die groep by mekaar kan bly. So Petrus het juis in sy rol ingeklim vir dit. Maar tog het die menslikheid by Petrus ingesak, toe hy besef het met die verkeerde goed wat hy gedoen het. Hoe hy Jesus seer gemaak het, en hoe Jesus eintlik gefaal het. So dit het hom gebroken gelaat, en hy het gewonder oor sy roeping as 'n disipel. Hy het gewonder oor, is ek regtig reg om Jesus te volg, agter hom aan te stap, en die roeping uit te leef. Maar met hierdie ontmoeting, waar Jesus en Petrus met mekaar gesels, is dit nie net 'n gesprek wat plaasgevind het oor skape wei en lammers wei en sulke goed nie. Dis eintlik 'n gesprek waar Jesus restaurasie vir Petrus gebring het. Restaurasie wat Petrus nie aan gedink het nie, maar ook restaurasie wat Petrus kan sien, dit gaan verder in sy roeping in. Dit gaan hom versterk in die roepingsplan wat Jesus vir hom het. Nou wat is hierdie restaurasie dan nou eintlik wat Jesus vir Petrus kom bring het? Nou in die teks spesifiek sien ons ook dat Jesus vir hom 3 keer vra, het jy my lief? 3 keer. Is dit nie al 'n bevestiging van die 3 keer wat Petrus Jesus verloon het, voordat die haan gekraai het nie? Nou ek self sal bietjie bekommerd geraak het as ek vir iemand 3 keer na mekaar moes gesê het, oor die ek is lief vir julle, of hoe ook al, ek sou gedink het, so hierdie mense hoor my nie reg nie, of ek is nie duidelik genoeg nie, of hulle verstaan nie wat ek sê nie. So moes Petrus net nie gevoel het toe
toe Jesus hom 3 keer gevra het jy my lief? Wat moes deur sy gedagtes gegaan het op daardie tydstip? En dis nog ons 3 belangrike vrae, en dit is op dieselfde manier ook gevra. Maar dis 3 belangrike vrae wat Jesus gevra het. En tog Petrus het hierdie gevoel nog steeds aan hom gehad van ek is 'n mislukking, ek het Jesus geval op die tyd wat hy my die nodigste gehad het. Ek het nie opgestaan vir die rol wat ek moes vervul het wat Jesus vir my gegee het nie. Maar tog is hier 'n geleentheid wat ek en Jesus met mekaar kan gesels, sodat ek vir hom kan jammer sê. En dis waar die restaurasie plaasvind. Petrus het hierdie geleentheid gehad om reg te maak met Jesus. Om voor hom te gaan staan en vir hom te sê, maar Here, ek is jammer, vergewe my, help my om te verbeter. So hierdie vraag is regtig belangrik wat Jesus vir Petrus gevra het. En die herhaling wat plaasgevind het, wil ook iets vir ons leer. Nou ek weet nie wie van julle kan onthou, toe ons eksamens geskryf het en sulke goed, het ons altyd op 'n manier ons leerwerk 3 keer of 4 keer of 5 keer herhaal, sodat ons kan onthou nie. Party van ons het notas gemaak en dit gehighlight en kleure gebruik en sulke goed. Ander van ons het dit net opgelees 2 of 3 keer, of dalk moes ons dit hardop hoor, want iemand anders het vir ons gelees het. Ons almal het op verskillende maniere geleer. Maar hierdie wat Petrus het, is nie eksamen waarvoor hy moes leer nie. Hy moes iets leer oor verhouding, oor hoe dit is om saam met Jesus hierdie pad te stap, hoe om genesing te vind in homself. Daarom ook is dit so die hele tyd herhaal, want hy het dit gehoor met sy ore, maar tog moes hy dit geglo het of verstaan het met sy gedagtes en ervaar het met sy hart. So op 3 verskillende plekke moes hy dit ingeneem het dat hy Jesus liefhet. Dat hy kon gehoor het dat Jesus hom vra, maar het jy my lief? En Petrus kon dit verklaar. So eintlik is Jesus besig hier om iets nuuts vir Petrus te kom leer. Hy kom leer om regtig om te sê, maar ek wil vir jou vergifnis kom gee. Ek wil vir jou iets kom gee wat jy nie net sommer net so kan ervaar nie, maar iets wat belangrik is, wat van my mond eintlik afkom. Jesus gee dit vir hom so. So al voel Petrus nog met tye, ek is 'n mislukking, ek is nie goed genoeg nie, ek het Jesus gefaal. My foute kom in. Kom sê Jesus, maar ek wil in 'n dieper verhouding met jou stap. Want hierdie gevoel wat jy nou is van mislukking, gaan jou lei om 'n beter leier te wees. Gaan jou leer om iets anders te gee aan die mense wie jy voor gaan staan en voor gaan preek. So hierdie 3 vrae wat Jesus gevra het vir Petrus, is nie net om te sê, maar jy was hierdie visserman gewees wat ek geroep het 3 jaar terug nie. Ek gee vir jou 'n nuwe identiteit. Identiteit van 'n disipel waarop die kerk gebou gaan word, 'n rots wat 'n verskil gaan maak in die samelewing. So dis 'n manier hoe Jesus vir Petrus kom herstel het, kom restoreer het van binnekant af deur hom te herbevestig in sy identiteit, te herbevestig in die roeping wat Jesus vir hom gegee het. En hoe wonderlik dit is dit eintlik om dit nie net te hoor nie. Maar in ons lewens vandag ook, dan wonder ons maar, hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons daai liefde vat en dit ook gaan bevestig in dit wat ons moet doen? Dat ons ook ons roeping kan sien en dit kan gaan uitleef. Hoe bevestig Jesus dit vir ons? Net ons elkeen kan daai in 'n antwoord. Maar tog met hierdie 3 vrae wat Jesus vra, kom daar wel 'n opdrag, nie so groot opdrag, maar dis 'n opdrag wat Jesus hom gee om te sê, maar laat my lammers wei, pas my skape op en dan laat my skape wei. Maar tog hierdie skape, soos wat ons weet, skape het 'n herder nodig, skape het iemand nodig wat voorstap, wat hulle versorg, want hulle is kwesbare diere. Maar Jesus is lief daarvoor om na ons as gelowiges te wys, dat ons sy skape is, dat ons agter Jesus moet aanstap, dat ons moet leer by ons herder. So eintlik verwys Jesus
hier na die kerk toe as geheel. So nie net as Petrus die rots waarop die kerk gebou word nie, maar hy is die een wat die skape gaan lei, die kerk gaan lei, die kerk gaan versorg. Nou iemand ook wat voorstap, is iemand wat regtig daar is, iemand wat belangstel, iemand wat opvoed. En dis presies wat Petrus gedoen het. Hy was hierdie leier gewees wat opgestaan het in sy rol as herder van die kerk. So eintlik hierdie 3 opdragte wat Jesus aan Petrus gegee het, kom herstel Petrus se roeping as 'n disipel, as 'n leier, waaraan hy kan seker wees dat hy kan getuig van dit wat Jesus gedoen het. Hy kan getuig van die werking van Jesus, want hy het saam met Jesus gestap. Hy het beleef wat Jesus gedoen het. Nou ons weet ook Petrus was die eerste een wat 'n gemeente gestig het. So Petrus het gevat wat Jesus hom geleer het en hy het dit gaan toepas in die gemeente wat hy gevestig het. Maar om as 'n leier te wees is nie altyd maklik nie. Ons wat in leiersposisie sit, het ons uitdagings om as leier op te tree. Dit is regtig moeilik want ons het hierdie uitdagings wat ons baie keer nie weet om te hanteer nie. Of ons met moeilike keuses maak of met moeilike mense te doen kry. Maar tog kan ons nie 'n leier wees as ons nie ingeprop is in die een wat ons kan help en leiding gee nie. Die een wat wel opbouende kritiek ook vir ons gee nie, of ons sê maar hoor jy moet daar en daar gaan regmaak. Of doen dit. Jesus wys op Petrus wat dit beteken om regtig 'n leier te wees. Om voor te loop en om 'n verskil te gaan maak. Ek meen eintlik leer Jesus ook vir Petrus hier maar om te vergewe. Om iemand vry te spreek, maar so ook om jammer te gaan sê. Dit is seker van die moeilikste goed wat ons as mense doen is om jammer te sê vir iemand. Maar tog Jesus leer hom en vir ons om dit te doen. Jesus leer ook vir Petrus hoe om ander te lei uit hulle mislukkings uit, sodat hulle kan verbeter. Dat ons kan leer daaruit en nie moet vashak in die mislukkings wat ons wel vind in ons lewens nie. So Petrus beleef 'n restaurasie op klomp verskillende vlakke, nie net omdat hy Jesus gefaal het nie, maar hoe om as leier op te tree, om sterk te staan in sy bediening en vorentoe te gaan, tot waar hy die dag die aarde verlaat het. En dis nogals 'n sterk ding, wat ons ook kan vat in ons lewe, hoe ons as leiers kan leer, om dit deel te maak van ons lewens. Maar tog aan die einde van hierdie gedeelte, sê Jesus vir Petrus maar, ja, dit is hoe jy gaan doodgaan, min of meer, dit is wat gaan gebeur, maar tog nog steeds, volg my. En dit is nogals 'n sterk uitnodiging, wat Jesus vir Petrus gee. Maar as hierdie uitnodiging ook al voorheen aan Petrus gegee nie, het Jesus hom nie al voorheen gevra, maar die volg my nie. Matteus 4 vers 19 sê dan, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Toe Jesus vir Petrus en sy broer Andreas geroep het, toe hulle gaan visvang het. So eintlik het Jesus al toe vir Petrus gesê, maar volg my, stap agter my aan, leer hoe ek lewe. En op 'n ander plek in Lukas 9 vers 23 staan daar, as iemand agter my aankom, of aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem, en my volg. So dis nog 'n uitnodiging wat Jesus gegee het, om te sê, maar volg my, loop agter my aan, leer hoe ek lewe. Maar dan wonder ons, maar wat beteken dit werklik om Jesus te volg? Hoe moet ons dan nou Jesus volg? En hoekom is dit so sterk, dat Jesus dit dan nou vra aan Petrus? Maar ons weet, vir ons as gelowiges, is dit eintlik, is lewe 'n uitdaging. Ons het dit nie maklik nie, want daar's baie keer mense wat ons sleg sê, ons word verkleineer, ons word uitgeskuif, ons is nie goed genoeg nie, ons word selfs beskinder omdat ons gelowiges is, of op 'n Sondag kerk toe kom. Maar tog, deur dit, kan ons dan nou raak sien dat ons as gelowiges nodig het om agter Jesus aan te stap, sodat ons daai goed kan teenstaan.
Dat ons weet hoe om op te staan as gelowiges. Nou om agter Jesus aan te volg, beteken dan ook om te sê, maar ek gaan die vreugde en die uitdagings van die lewe, gaan ek met albei hande aangryp. Ek gaan dit sterk uitleef en ek gaan deur dit gaan, want hierdie geloofsreis wat ek loop, kan ek verseker weet dat Jesus langs my is. Ek stap dit nie alleen nie. Jesus help my om deur hierdie pad te stap. Maar so ook is Jesus my herder. Hy is my verlosser, hy is my vriend, hy is my koning. En dit is wat dit beteken om agter Jesus aan te volg. Dit beteken ook om self te leer hoe om jammer te sê. Self te leer hoe om te vergewe. En self te leer dat ons mislukkings ons nie definieer nie. Dat ons sterker is as ons foute wat ons gemaak het. Dat ons die restaurasie kan beleef in ons binneste. Want Jesus gee dit vir ons. Hy dra dit oor aan ons as 'n uitnodiging wat ons moet vat en ons eie maak. So daarom kan ons eintlik sien dat hierdie ontmoeting tussen Petrus en Jesus nie net is van, laat my lammers by, of het jy my lief, en sê nog nie, daar's iets meer wat daar agterkom. Daar's iets meer om te sê, maar voordat Jesus opvaar, het Petrus nodig om herstel te word. Het hy nodig om sy roeping te sien, sy doel te sien, die vrede te kan beleef, dat ek beter is as my foute. Dat ek beter is as enigiets anders op hierdie aarde, want ek het 'n roeping om te leef. Ek het 'n verskil om te gaan maak. Maar tog, wat beteken dit vir my en jou vandag? Hoe kan ons hierdie gesprek wat tussen Jesus en Petrus is, hoe kan ons dit in ons eie lewens inwerk? Nou, ons val Jesus elke liewe dag. Ons is oorlaai met sonde en keuses wat ons baie keer maak wat ons op die verkeerde pad lei. Ons voel baie keer soos mislukkings of ons twyfel in ons geloof. Ons voel ons het nie dit geleef en gedoen wat Jesus van ons verwag nie. Maar tog, Jesus het 'n reddingsplan vir ons elkeen en 'n restaurasieplan vir ons elkeen. En ons het al reeds 'n stuk daarvan beleef met die kruisiging. Hoe Jesus vir ons gesterf het en ons sondes kon vergewe het. So ons met die restaurasie moet ons aangryp. En ons moet dit deel maak van ons lewens. En ons moet uit ons restaurasie uit leef en nie uit ons mislukkings wat ons gedoen het nie. So daarom kan ons opstaan as leiers, as disippels van Jesus Christus, wat agter hom aanstap. Dalk is dit dat Jesus ons roep om in die breë kerk iets te gaan doen, om die disipel te wees, of dalk roep hy ons om te sê, maar waar jy is in jou werksplek, of in jou huisgesin, of tussen vriende, wees die disipel wat ek wil hê jy moet wees. Wees die verskil, dra my liefde oor. So in watse posisie ons ook al is, mag ons dit beleef dat Jesus ons gebruik. Mag ons agter Jesus aanstap met alles binnekant ons. Mag ons hom toelaat om met ons te kom werk. Ons te kom vergewe, maar ook ons te kom leer en ons te kom vorm waar dit nodig is. Want ja, ons gaan Jesus misluk. Ons gaan foute maak, ons gaan goed doen wat nie reg is nie. Maar die ding is hoeveel keer ons opstaan. Hoeveel keer ons toelaat dat Jesus ons kom restaureer en regmaak en hoe nader ons aan hom beweeg. Want hy wil ons leer wat dit beteken om 'n disipel te wees. Hy wil ons leer om agter hom aan te stap en hom te volg. So mag ons hierdie uitnodiging hoor vanoggend wat Jesus aan Petrus gegee het. Mag ons dit ons eie maak en agter Jesus aanstap en hom toelaat dat hy ons ook kom restoreer. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier kan kom sit, Here. Ja, ons kom hoor van hierdie gesprek wat U met Petrus gehad het. Ja, Here, waar U vir hom opdragte gegee het om lammers te laat wei en skape te laat wei en skape op te pas. Here, weet ons ook dat U so met ons elkeen praat.
Ja, Here, ons het nodig baie keer om te hoor dat U vir ons kom genesing bring. Of ons het nodig om te hoor, Here, hoe U ons herstel in ons roeping wat ons moet uitleef. Of in die posisie waar U ons geplaas het, Here, sodat ons 'n verskil kan maak. Here, help ons om dit te kan raak sien. Help ons om te kan ervaar, Here, hoe U saam met ons hierdie pad stap. Here, kom vat ons hand en kom lei ons. Maar Here, help ons ook dat ons foute wat ons gemaak het, nie ons identiteit word nie. Dankie vir dit, Here, en dankie dat ek kan weet, dat U met ons elkeen werk en dat U ons oprig, om as disipel te wees, en agter U aan te stap. Ek bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ag, en geleentheid gee vir ons dank of ons opgeneem te word. Dankie.